Hartlike goeiemôre. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Het is vanoggend my voorreg om weer 'n boodskap vir julle te bring. Ons trek al in maand 10 van hierdie Grendeltydperk of lockdown. En soos wat ek met mense praat, kan ek hoor hulle is moeg. Hulle is moeg om in afsondering te wees, hulle is moeg om minimum salarisse te ontvang, hulle is moeg om van die hand na die mond te lewe. Ons weet gelukkig hierdie is net 'n tydelike maatreël en ons glo en vertrou en bid vir die Here dat dit vinnig sal oorgaan en dat dit sal weggaan. Wat my vang is die feit dat ons nie meer samekomste kan hê nie en dat ek nie tyd saam met my broers en susters in Jesus Christus kan spandeer nie. Want dit is altyd lekker om brood te breek en tyd te spandeer saam met my gemeente. Nou, ek het vir julle nuus. Ons Here Jesus Christus, alhoewel hy volledig God en volledig mens was, het ook moeg geword. Ek kan spesifiek 2 instansies onthou wat ek raak gelees het in die woord van die Here. Die eerste een is waar hy in 'n skuit oor die see getrek het saam met sy disippels en hy het moeg geraak en gaan lê en slaap op die bodem van die skuit. Wat ontstaat 'n storm ontstaan en die storm was so erg dat sy disippels bang was hulle vergaan. Hulle die Here wakker gemaak en hy het eerstens die storm bestraf en daarna vir hulle om te sê, klein gelowiges, hoekom maak julle my wakker? Julle kon self die storm bestraf het. Die tweede geval het ons Here Jesus Christus en sy disippels tyd gespandeer in Judea en sy disippels was besig om mense te doop. Hulle besluit om na Galilea te gaan want die Fariseërs was weer op soek na hulle omdat hulle soveel mense na die Here toe gelei het. En hulle besluit om reguit deur te trek na Galilea toe in plaas van om te beweeg. Net 'n bietjie agtergrond vir elkeen van julle wat na hierdie boodskap luister. Die mense van Samaria was 'n bastervolk. Soos wat die Israeliete weggevoer is na ander lande toe in ballingskap, het van hulle agtergebly om die lande te bewerk op bevel van die koning van daardie tyd. En van hulle het getrou en hulle bloed het vermeng met die van ander nasies. Die Israelitiese volk het op hulle neergekyk en glad nie met hulle gemeng nie. Hulle het hulle inteendeel beskou as honde. Nou kom ons Here Jesus Christus en hy beweeg deur hierdie streek. En hy kom buite die stad se gaar en hy gaan sit op hierdie muur van hierdie put. Hy stuur sy disippels om te gaan kos kry en hy sê ek gaan hier wag want ek is moeg. Maar van ons wat Johannes 4 gelees het, weet ons dat die Here was nie net moeg nie, maar hy het ook 'n afspraak gehad. 'n Afspraak met 'n spesifieke vrou in hierdie stad. Hierdie vrou was ook moeg, alhoewel sy dit nie geweet het nie. Die gebruik van daardie tyd was dat die vroue vroegoggend alreeds uitgaan om water by die put te gaan skep vir hulle dag. En dan laatmiddag weer om hulle waterbron te hervul vir die aand, voor hulle kos maak. Hierdie vrou egter het in die middel van die dag uitbeweeg en gaan water skep by die put. Soos wat sy nader beweeg aan hierdie put, sien sy, hier sit 'n man. Soos sy nader kom sy agter, dis 'n Joodse man, en aan sy kleredag herken sy hom as 'n rabbi. Vrou in haar omstandighede wil eerstens nie 'n man raakloop nie. Tweedens nie 'n Joodse man nie, en derdens nie 'n rabbi nie. Maar sy het nie ander keuse nie, want dis die enigste tyd van die dag wat sy kan gaan water skep. Want die ander mense skinder en kyk neer op haar. En sy probeer hulle vermy so ver as wat sy kan. Soos dat sy nader kom, vra ons Here Jesus vir haar, kan jy vir my water gee, ek is dors. En die vrou sê vir haar, maar Here, hoe kan u as 'n Jood met my praat? Hoe kan u vir my vra vir water? En die Here sê vir haar, maar hierdie water wat jy hier gaan drink, sal jy weer laat dors word, maar die water wat ek het, sal jy nooit weer dors kry nie. En hierdie vrou sê, maar Here, gee dan vir my van hierdie water. Ons weet dat hierdie vrou alreeds 5 mans gehad het, dat sy gewoon het by man nommer 6, wat nie haar eie man was nie. En hier kom sy by die put, en sy ontmoet man nommer 7, die belangrikste man in haar lewe.
Sy gaan 'n bruid word van ons Here Jesus Christus, net soos ek en jy. Sy gaan hom aanneem as haar verlosser en saligmaker. Ons Here Jesus Christus wat aan daardie kruis gesterf het, wat sy hande wyd uitgestrek het, die persoon sonder sonde in hierdie wêreld wat sonde geword het vir my en jou, wat aan daardie kruis gaan hang het en daai belangrike woorde geuit het. Dit is volbring, tetelestai, sodat ek en jy kan rus kry, sodat ek en jy kan gaan sit by hierdie put van Jakob, sodat ons die bron van lewende water kan ontmoet, sodat ek en jy saam met hom kan gaan sit en stil word. Kerk van Here, ek weet ons het werk om te doen. Ons tyd is min, ons moet die evangelie versprei, ons moet die woord van die Here vir mense bring, sodat mense gered kan word en sodat mense kan beweeg in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, sodat mense hom kan aanneem as ons verlosser en saligmaker. Vandag wil ek vir jou vra, kom sit by die put, kom word stil saam met ons Here Jesus Christus, kom ontvang sy lewende water, jy wat moeg is, kom ontvang sy water, dis al wat jou moegheid gaan wegvat. Ek en jy kan probeer en met vakansies gaan, ek en jy kan op en af stap en 'n paadjie in ons mat loop, ek en jy kan nagte wakker lê en probeer oplossings vind en probeer uitkomste kry. Niks gaan my en jou se moegheid wegvat nie. Die enigste bron is ons Here Jesus Christus, die bron van lewende water. Die groot ek is, hy is die weg, die lewe en die waarheid. Hy is die wingerdstok, hy is die skaapwagter, hy is die hek waarin ons kan beweeg, hy is die deur. Kom ek en jy gaan raak stil, ons beweeg in sy teenwoordigheid in. Ons ontvang hom. Ons ontvang hom binne in ons harte. Ons ontvang dit wat hy vir ons wil gee. As ons verder in Johannes 4 lees, weet ons dat nadat die Here met hierdie vrou gepraat het, het sy in die stad inbeweeg en sy het met die mense gaan deel wat die Here vir haar gegee het. En baie mense tot bekering gekom. Hulle het uitgekom en het self met Jesus kom praat. En op hulle aandrang het hy vir nog 2 dae daar gebly. En baie mense is gered. Baie mense het tot bekering gekom. Baie mense het die Here aangeneem. Van hierdie mense het gesê, in die begin het ons net geglo op die woord van die vrou wat sy vir ons gebring het. Want sy het vir hulle vertel, die Here het goed van haar geweet, 'n totale vreemdeling, wat niemand anders te kon weet nie. Hy was nie in daardie stad nie, hy het haar nie geken nie, hy het nie aan omstandighede. Hoe het hy geweet, sy het al reeds 5 mans gehad, en dat sy by die 6ste bly? So sy het al hierdie dinge met die mense in die stad gaan deel, en hulle het uitgekom en hulle het daardie 2 dae saam met ons spandeer, en na die tyd het hulle geglo, want het geglo op woord van dit wat die Here met hulle gedeel het in hierdie 2 dae. Nie net op grond van dit wat die vrou vir hulle vertel het nie. Ons lees in die woord van die Here, die oes is vol, die lande staan vol, maar die arbeiders is min. Maar voor ek en jy kan uitgaan, moet ons eers rus. Ons moet in die put inbeweeg, ons moet gaan sit by die Here. By watter put gaan sit en rus jy? Gaan sit en rus jy op die put van Jakob, die put van lewende water, saam met ons Here Jesus Christus. Of gaan sit jy by die put van die wêreld, wat jy gegrou het en geskep het, terwyl jy nog in die wêreld was. Kom ons kyk verby die wêreld, kom ons kyk verby die handelikhede daar buite. Een ding wat ek en jy moet besef, na die vrou na daardie put toe beweeg het, was sy moeg. Sy was moeg soos wat baie van julle voel nou. Sy was moeg, sy was emosioneel afgebreek, sy was afgestomp. Sy was soos daardie houer waarin sy die water gaan skep het. Sy is van die een man na die ander man aangegee. Dit kan nie lekker wees nie, dat mense jou gebruik en misbruik. Dat mense jou as 'n besittingsartikel sien en jou net ken as hulle jou nodig het, hulle jou net ken vir sekere goed, hulle jou net gebruik. En sodra hulle moeg gesveer, dan gee jy aan vir die volgende. Daarom sê ek vir jou, kom sit by die put, kom sit by Jesus, gee al jou laste vir hom. Ons lees in die woord van die Here dat selfs die jong mense sal struikel en moeg word.
Maar as ek en jy stil raak en wag op hom, sal ons nuwe krag ontvang. So kom sit by die put. Kom sit saam met ons Here Jesus Christus. Ontvang sy lewende water. Word vernuwe, word verfris. Ons lees in Psalm 23 dat die Here is ons herder, niks sal ons ontbreek nie. Hy lei ons na waters waar rus is. Kom ons beweeg in sy teenwoordigheid in. Kom ons gaan na hierdie waters waar rus is. Kom ons verkoop ons siel. Ons vergeet al hierdie dinge, ons vergeet ons omstandighede. Ons raak verfris, ons raak vernuwe. Sodat ek en jy opnuut kan uitgaan, sodat ons opnuut kan gaan werk in die koninkryk van God. Kom ons buig ons hoofde. Maar Vader, Here, baie dankie. Dankie vir die boodskap wat vanoggend uitgegaan het, Here. Ek weet iemand daar buite het nodig gehad om dit te hoor, Here. Ek wil vra dat U dit sal seën, dat dit by die regte mense sal uitkom wat nodig het om dit te hoor. Dat mense wat rus nodig het, dat mense wat moeg, mense wat uitgeput is, dat mense wat so omstandighede besig is om dit te oorweldig, Here, dat hierdie boodskap by hulle sal uitkom, dat hulle sal besef, U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur U, Here. Dankie, Here, vir alles wat U elke dag vir ons doen. Dankie dat U ons verkoop, dat U ons vernuwe, dat U ons verfris, Here. Dankie dat U ons beskerm elke dag. Ons dankie daarvoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek groet julle met Jesus liefde. Mag julle naweek geseënd wees. Mag julle week vorentoe ook geseënd wees. Hou vas aan die Here. As jy moeg is, gaan sit by ons by die put. Jesus groete. Totsiens.